vir julle die volgende my encounter vertel van 'n springbok. En dit is my altyd, van die spesiale dinge in my lewe wat ek altyd sal onthou, is maar die kere wat ek ook dan nou as springbok op my pad gekruis het. En hierdie keer was dit Dwayne Vermeulen. Nou Vermeulen is ook hierdie ongelooflike agste man in Suid-Afrika. Kyk, ek is so dankbaar dat ek nooit teen hom gespeel het, want ek sal vir sê, hy het net absoluut geen genade gehad vir enige ou wat in sy pad kom nie. En enige ou wat op sy pad gekom het, dat hy sommer met al mag uit die pad uit gehardloop, en as jy nie oppas het jy nog 'n paar knie op mee te doen gehad. So hy was genadeloos op 'n rugbyveld. En ek het 'n baie mooi video ook van hom opgespoor wat ek gaan gebruik in hierdie film van dat nou juist dit illustreer. Nou Dwayne speel toe op daai stadium vir WP, dis ook nog voordat hy so naam begin maak het. Maar ons het nou al geweet van hom, ons het geweet die ou is baie talentvol. Ek dink daar was een van die Springbok afrigters wat op daai stadium toe nie eintlik vir hom wou kies nie. Hoekom, ek weet nie. Hy het nog redes daartoe gegee, maar dit het my sin gemaak nie. Maar toe die Springbok afrigter vervang word, dus Dwayne in daai span het nooit weer uitgegaan nie. En ons weet hy is nog steeds by die Springbok betrokke weer by die agterspelers, by die voorspelers as hulpafrigter. Jy sal hom ook sien op die veld, hy dra altyd die water aan en die lappe en die dinge. So draai nou maar instruksies oor wat daar van Rassie ook kom daar op die pol. Hy het nog gespeel vir die WP, ek het die wedstryd op televisie gekyk, ek het nie dit die hele gespeel, het was 'n Saterdag. Nou daai spesifieke naweek, dis kuier my kinders my, hulle was almal nog, hulle twee was seker so 6, 7 of 8 jaar oud gewees. En die Saterdag aand is my kinders nie lekker nie, hulle het maag en voel net 'n bietjie koorsig en so aan. My ma kuier ook daar by my, en as jy so 10 uur die aand, toe sê my ma, ek moet maar gaan kyk of ek nie die apteek vir hulle medisyne kan kry nie. Nou daar was daai bekende apteek, ek kan hom maar noem, nou M-Chem, want hy nou is nie meer M-Chem nie, hy was toe 24 uur 'n dag op. En ek ry nou met, dit is naby waar ek gebly het. Ek ry nou so toe en ek sien hier so maklik 10 mense hier voor my. Ek dink, joh, 10 mense of 12 mense op 'n Saterdag aan hierdie tyd wat nou apteek toe kom. Dit moet seker ook maar almal noodgevalle wees, soos dit in my geval was. En my ma het ook vir my gesê wat se medisyne ek moet koop, en nou staan ek in die ry daar. Maar hier voor my staan 'n ou wat so lank is, en is redelik breë skouers ook. Weet, nou kan ek ook nie lekker links en regs rond sien in die gangetjies se ry is nou daarso by waar hulle die medisyne uitgee, en nou kan ek ook nie lekker langsam te sien hoe kort of lank die ry is nie, maar ek staan nou maar geduldig. Nou sit ek kyk ek hierdie ou, hy staan met 'n voorskrif in sy hand, en toe ek na die voorskrif so bekyk, sien ek maar WP, Westelike Provinsie Rugby Unie. Ek dink, ek sien nie, jy weet die Protea sien ek al daar staan. Ek dink nou, dis 'n WP, dit van amper die WP spandokter wat hierdie briefie geskryf het. Nou kyk ek so links van sy skouer verby en ek probeer nou herken wie dit is. En so waar as vraggies, hier staan Dwayne Vermeulen. Maar ek staan so half terug, jy weet, en ek kyk, maar ek het geweet die ou so groot nie. Want dis nie net dat hy, kyk, hy is dus nie uit besonder lank nie, maar hy is baie beslis, baie langer as die gewone speler. Maar hy het ook daardie verskriklik sterk liggaam van hom, dit is breë skouers en dit hoë bobene, groot bobene, sterk man, jy kan sien dis 'n ou wat in shape is, soos hulle sê. En dit is ook die tipe ou as hy op my punt afstorm, dan gaan van my niks oopbly nie. En ek het hom so gekyk, en hy staan aan sy kort broekie en 'n hempie. Toe sien ek maar, ek kan verstaan hoekom die ou nou moes M-Chem toe kom, want hy is ook pimpel en pers, soos wat hy daai rugby gespeel het. Soos ek sê, ek kan nie dit doen, dit was, maar hy is wel stukkend getrap, en hier ter blou kol, en daar is 'n merk in sy gesig, en hierso het hy 'n verband om sy hand, wat die dokter seker omgedraai het, en al daardie aan, maar het ek toe nou daar so 'n strak gekry. Hier staan Dwayne Vermeulen voor my, ek het maar net medisyne van my kinders kom haal, hier staan hy, en ek het so waar nie vir hom gesê, jong, ek het jou vandag gekyk, ek dink jy het wonderlik gespeel, maar ek het dit nie gedoen nie, en ek is baie spyt ek het gedoen, miskien was dit om net te bedoel om so te wees, maar ek het die moment gehad, waar hy agtergekom het, dat ek vir hom kyk, en ek dink hy het geweet ek herken hom, hy het maar so gemaak asof dit niks is nie, maar ek dink dit was genoeg gewees, dat hy geweet het ek kyk vir hom, en dat hy geweet het ek ken hom. Ek dink, omdat hy op daai stadium so in die begin van sy loopbaan was,
het hy dit seker geniet, dat mense nog, ek weet as 'n mens nou later baie bekend word, dan is dit nou nie meer 'n lekker ding, as mense jou erken nie. Maar hierdie keer, ek weet hy het dit geniet, en dit was dan nou my persoonlike ondervinding, wat ek saam met Dwayne Vermeulen gehad het.